Sien? Is rustig, my lady. Ik wil jy moet staan vir die saak, Abby. Ek het klaar hier op kams gesit. So dinge gaan change. Ek wil jy moet my besigheid hanteer in die tronk. Ek heb beleid, jy gaan net 'n 3B skryf vir die saak, man. Huh? En ek gaan mooi kyk by jou en jou family. Plus, sy het status in die point as sy uitkom. Baby, daar staan sy met die hele se kroon. Jy gaan los die kat. Hey, kyk waar is ons. Jy gefriet, sy. Saam wie dink jy? Wat aan jy? Huh? Wat wil jy dalen? Fuck jou, sy, man. Sy, fuck jou, man. Sy, man. Fucking hou sy weg. Hey, sy, kiem maar los om uit, man. Hy het die kak begin, man. Wat dan? Ek vat die kak begin. Sy, los mekaar, man, hou. Hoi, Kimba. Is beter aan my broer as hy daar sit? Ja, is beter as hy daar gaat sit. Hy sien nie van my nie, jy. Volgens my ondersoek, Hedele, het beskuldigde nommer 1, Abraham Lonzi, die ander 3 genooi om saam met hom Woodstock toe te gaan. Hulle was onbewus daarvan dat meneer Lonzi 'n gesteelde vuurwapen by hom gehad het. Hy het die rooftog beplan. Hy het ook die oorledene geskiet. Nou, ek het verklaringe van die ander 3, die Edele. Hulle almal sê beskuldigde nommer 1 was onder die invloed van dagga. Hulle het hom probeer keer, maar die vuurwapen op hulle gerig. Hulle was bang vir hom. Dis alleen, pa. Ek is onskuldig. Jy, ons het 'n pik gesien. Man vang, man staan. Nou staan man vir julle eie notas, man. En waarskuwing nommer 1, dis 'n ernstige misdaad. Wat tot lewenslange gevangenis en selfs die doodstraf kan lei. As jy iets te sê, dan sê jy dit vir die hof, verstaan ons mekaar. Verstaan nie, Edele. Die Edele, as dit die hof behaag, wil ek graag die hof aanspreek. Gaan voort, meneer Lonzi. Die Edele. Die 3 weet ek was nie saam met hulle nie. En ja, ek was saam met hulle vroeër daai aan. Maar ek het nie saam met hulle gegaan nie. In feite, hulle wou my intrek met die rooftog. Ek wou nie betrokke raak nie. En ek kom maar nou net uit die tronk uit. Hulle het my oortuig. Dus sê ek ja. Ek sal gaan opsaal. Of hulle by die hoek kry later. Die Edele. Op pad huis toe. Toe loop ek vas in Jenny. En as ek nou daaraan dink, besef ek, dit was 'n koïnsidensie.
Call it what you will, a miracle of iets. It was meant to be. Ek het vir Jenny huis toe gestap. Dus in daai oomblik het ek besluit, ek gaan nie saam met die 3 nie. Ek het terug hoek toe gehaloop om vir hulle te gaan sê, want toe ek daar kom, toe is hulle nie daar nie. Ek het gewag, wat tydsie, maar hulle het nie uitgestiek nie. Toe realize ek, hulle is weg, sonder my. Ek het huis toe gegaan. Die next oggend kom die detectives om vir my te interrogate. Het my haar weggevat. En toe hulle nie kan kry wat hulle wou hê uit my het nie. Die hele toe word ek flou geskop. Daai man, hy het vir ons ingetrek in sy bende toe ons nog nat agter die ore was. Hy het vir ons opdragte gegee om verskeie kriminele dade vir hom te pleeg. Maar niemand kan vir hom stry nie eerder van hoekom ons is almal bang vir hom. Sy agter op sy eie seun, Richard. Mr. Karels het vir my kom besoek aan Paulsmoor. Hy het vir my gesê, ek moet die saak op my vat, sodat ek sy bendebedrywighede daar kan voortsit in die tronk. En ook sy daggebedryf as ek uitkom. En wanneer ek uitkom? Die edele. Richard dink, of hy is onder die indruk dat hy sy pa se business gaan ran. Hy het dit vir my geoffer. Vir myself gesê, hy het geen vertroue in sy eie seun nie. En die edele, is die reine waarheid. Dankie, meneer Lonzi. Edele, as die waarheid, hy bibassie saam met ons auntie. Hy is onskuldig. Stem julle saam met wat hy sê? Abraham Lonzi, ek vind jou onskuldig en jy kan afstaan. Richard Karels en Martin Jacobs en Tyrone Felix, nadat ek al die feite hier voor my nagegaan het, vind ek julle skuldig. Ek moet die doodstraf oplê en julle sal al 3 geneem word na 'n plek waar julle by die nek ophang sal word tot julle dood is. Krag met my. Hier. Een kans moet. Ik beloof, ik zal niet roken in de Ik ga toch niet meer tot die dag verkopen. Ik vraag alsjeblieft bij je. Hou je fucking bek, man! Hou je bek! Ik vraag alsjeblieft bij je. Jij, Kimba! Zij maakt jou laat. God, het is de tijd van de oorlog. Het is de fucking tijd van de oorlog! Hij heeft die! Alsjeblieft, mijn vader. Alsjeblieft, mijn koning. Onze commissie dient mijn vader. Ik zal niet meer niet. Ik beloof, ik zal niet meer niet, Heer. Ik vraag het voor geen kans, mijn koning. Alsjeblieft, geef me nog een kans. Alsjeblieft, Heer. Geef nog geen kans, mijn vader. Hallo, Abby. Middag, Titi. Hoe gaan het? Goed, dankie self. Kan ik klaar niet? Soek jou al lang tyd al. Van mij? Ek het die boeis gehad, was dit, by Pretoria. Hierso. Dis 'n brief vir jou van Richard. Dankie, Titi.
Wees versigtig, Abby. Sal ze right. Ja. Abraham, by die tyd wat sy hierdie brief gaat lees wat Sotie nou hier skryf, sal ek steek op pad wie so my maak het dat ontmoet. Ons was dwaas, maar as ek terugkijk oor die jare kan ek sien sy was anders. Ek het gedink ek was 'n groot gangster, maar ek verlang vir die dae wat ons saam langs die vuur gesit het en stories vertel het. Kan nie glo dat ons jou en die saken al ingetrek het. My hart bloei vir die familie van die taxi-drywer. Maar ek het vrede gemaakt met God. En ek weet, dat ons die straf verdien. So niks meer gesaan ek vir die klon. Nietemin, sy het nog altyd die beste stories vertel. Vertel ons. Jou vriend, Richard. Spoes in die hemel. Net soos ek op die aarde. Geef ons een dag. Ons dagelijkse brood. En vergeef ons skuld. Sodat skuld staat vergewe. Nie boos ek hoor ek. Ek kan nog. Heerlikheid. Vir die ewigheid. Amen.